Hartlik goeiemôre, mag die Here die baie ryklik seën en sy wonderlike doel in die hart en lewe ook so bereik. En lieve vriende, hier so 3 klein leeuwtjies wat water drink. In of ander stadium moet hulle sekerlik groot word en dan moet hulle of word hulle deel van die trop of hulle moet hulle eie trop eendag so by mekaar gaan maak dan ook. Sekerlik was dit so ook dan in die volgende boek wat ons in die Bybel kry en dit is 1 Konings en in 1 Konings, liewe vriende, is daar 'n paar wonderlike lesse wat ons sekerlik daaruit leer ook. Nou die outeur is onbekend, ons is nie doodseker wie dit is nie, maar ek sal nou maar sê die hoofthema is wie regeer, want daar is Dawid sterf in hoofstuk 1, hoofstuk 2 sterf hy, en nou ja, en daar is dan iemand niets wat moet regeer. En dan ook verder in die boek aan, was dit ook watter konings geregeer het onder Israel en in Juda. En dit hang af hoe die koning was, en as hy aan die Here oorgegee was, het die Here regeer, en as die koning nie aan die Here oorgegee was nie, nou ja, dan het die volk verval ook. Daarom word die boek ook so in 2 dele verdeel. Die dele waarin het gedeel word is die geskiedenis van die regering van Salomo en dan die geskiedenis van die koning van Juda en Israel is waarin die 2 dele in hierdie boek dan ook so verdeel word dan. Nou lieve vriende, ons elkeen moet weet dat ons skryf ook ons eie storie en ons gaan voor die Here staan en volgens dit wat in ons lewe is, gaan daar sekerlik bepaal word watter loon ons mag ontvang of waar ons die ewigheid mag deurbring en mag u ook so op die regte plek wees, die regte verhouding met die Here dan ook. Wat 1 Konings betref, lieve vriende, hoofstuk 1 en 2 handel oor Dawid se sterf en Salomo wat dan koning word. En 'n mens nou gedink het dat dit baie maklik moet wees dat Salomo koning moes geword het, maar daar's 'n paar dinge wat gebeur het. Een van die mooi dinge wat gebeur het, voordat Dawid gesterf het, sien ons dat hy in geestelike oorwinning was. In 1 Konings 1 vers 4 lees ons, en die meisie was besonder mooi, en sy was vir die koning 'n verpleegster, en het hom bedien, maar die koning het geen gemeenskap met haar gehad nie. Nou lieve vriende, as jy nou weet wat vroeër gebeur het tussen Dawid en Batsheba, en hier kom hy en hy word eintlik weer getoets in dieselfde opsig, maar Dawid het vroeër met die Here reggemaak, en ek glo my hele hart, dit is oor die gebed wat hy in Psalm 51 gebid het, dat hy nie net sy sonde bely het, wat hy met Batsheba begaan het en alles daar rondom nie, maar dat hy ook teenoor die Here op 'n punt gekom het om te besef, daar's 'n onreinheid in sy hart, toe hy uitgeroep het, skep vir my 'n rein hart, o God. En die Here het sy hart gereinig, en toe kon hy sekerlik daarvan af het hy in oorwinning geestelik geleef. En toe hy oud geword het, lieve vriende, en die toets voor hom weer eens gestel was, want hy kon seker die meisie ook so geneem het, maar hy het dit nie gedoen nie, want dit sou nie reg wees, as hy dit in daardie opsig ook so sou doen nie. En is dit nie wonderlik, dat hy ook so in oorwinning gesterf het? U weet, dit gee vir ons die versekering, dat ek en u as kind van die Here ook in oorwinning kan sterf, dat ons gereed kan wees, die dag wanneer die Here ons kom haal. Wat 'n voorreg sal dit nie wees, as die Here ons so bevind nie. Dan, lieve vriende, die ander saak natuurlik is, toe Salomo nou koning moes word, oor die vermetelheid van Adonia. Adonia het toe nou, intussen het hy nou gedink, jong, ek sal sommer koning word. Hy was nou die broer van Absalom, en hy was 'n mooi seun, en nou ja, hy het 'n mooi man gewees, en toe hy nou sien, sy pa gaan sterwe, toe reken hy maar, hy gaan sommer nou koning word ook. En daar staan in 1 Konings 1 vers 5, en intussen was Adonia, die seun van Hagit, so vermetel om te dink, ek sal koning word, en hy het vir hom waans en perderuiters aangeskaf van 50 man wat voor hom uitloop. En hierso het hy sekerlik vir hom alles reg gekry om te dink, ek sal koning word. Jy weet, baie keer is mense vermetel om te dink, hulle moet een of ander posisie beklee, hulle moet een of ander iets doen, en dan doen hulle iets ver buite die wil van die Here. Hulle het nie die seën van die Here of die goedkeuring van die Here. Dit is nie in die Here se hart dat hulle in sekere dinge moet wees nie. En mag dit sekerlik vir u in hierdie dag dalk 'n waarskuwing wees as u dalk iets groot sou begeer, dat u dit nie moet doen nie. U moet aan die Here afhanklik wees en aan die Here onderwerp. En toe alles in mekaar val, liewe vriende, en die Here wonderbaarlik beskik, dat Adonia toe nou nie koning word nie, en Salomo toe nou koning word,
lees ons daar in vers 51, toe is daar aan Salomo meegedeel en gesê, kyk, Adonia is bevrees vir koning Salomo, en kyk, hy hou die horings van die altaar vas en sê, laat koning Salomo eers vir my sweer, dat hy sy dienaar nie met die swaard sal ombring nie. Die sien toe uitgevang word, sy dood benoud, oor wat gaan gebeur. En weet jy, dit is sekerlik altyd met hulle wat vermetel is. Hulle is bereid om ander te vernietig, maar wanneer hulle in nood kom, dan pleit hulle om genade. So laat ons eerder dit leer om afhanklik van die Here te bly, binne die wil van die Here te leef, en nie onsself te verhoog nie, want hy wat homself verhoog, sal verneder word. Kom ons bid saam. Ons dierbare Here, dankie vir die genade en die goedheid, dankie dat ons op U kan vertrou, en wil U nie ook gee dat ons naby aan U sal bly nie. Amen.